Goeiemôre. Wat 'n voorreg is dit om weer saam met jou te kan gesels, God se teenwoordigheid te kan geniet. Ek staan vanoggend op met die gedagte rakende hoe groot is God se genade. En die heel eerste gedagte rakende God se genade wat by my opkom is dat God se genade is onverdiend. Ja, my menslike poging kan God se genade nie verdien nie. Dis nie 'n beloning vir goeie gedrag nie. Dit is God se vrye guns aan ons as mens. Ons kan dit nie verdien nie. Ons ontvang dit slegs. Dis 'n geskenk uit God se hand. Sy genade is so oorvloediglik. Ja, God se genade verander die mens. Dit laat ons nie net toe om vergewe te word nie, maar dit vorm ons. Genade is nie passief nie. Dit is transformerend. En dan die wonder van dit alles is God se genade is beskikbaar vir almal. Genade dra ons wanneer ons eie krag ophou. Daar is krag vir elke dag. Die Here Jesus sê by geleentheid, my genade is vir jou genoeg. En ek wil vanmôre vir jou sê, vriend, luister mooi, God se genade is groot genoeg om jou in hierdie dag te dra. En mag jy dan in hierdie dag God se vrede en God se blydskap op 'n besonderse wyse dan ook ervaar. Nou ons gesels oor die sonde teen die Heilige Gees. Dit is die derde boodskap in 'n reeks en ek wil dan graag vanmôre hiermee afsluit. Ons lees Matteus 12 vanaf vers 31 wat dan vir ons die volgende sê. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mens nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word. Maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie. Nou ons praat dan, soos reeds vermeld, oor die sonde teen die Heilige Gees. Ek wil dan graag vandag die afgelope 2 Sondae se boodskappe probeer saamvat in 'n neutedop en dan poog om 'n paar vrae te beantwoord rakende die sonde teen die Heilige Gees. Nou die sonde teen die Heilige Gees is om die Gees van God te sien werk. Om te weet dit is God wat werk en om dit dan doelbewus toe te skryf aan die werke van Satan. Terwyl jy jou hart verhard teen bekering. Dit is 'n volgehoue rigting weg van God se genade, van God se liefde. Nou ja, enige iemand wat bang is dat hy dit gedoen het dit juis nog nie gedoen nie. Want die hart wat hierdie sonde pleeg, voel geen vrees en geen berou nie. Daar is geen soeke na God nie. Terwyl die stem van die Heilige Gees jou daarop attent maak dat jy 'n sondaar is, kies jy om in 'n ander rigting te loop. In die lig van genoemde dan die volgende antwoorde op die volgende vraag. Wie kan die sonde teen die Heilige Gees pleeg? My antwoord daarop is dat slegs ongeredde persone die sonde teen die Heilige Gees kan pleeg, aangesien die geredde persoon alreeds Jesus Christus as sy verlosser en saligmaker aangeneem het. Ja, jy het gesê, Here, hier is ek erken my sonde, vergewe my genadiglik. So jy kan nie die sonde teen die Heilige Gees pleeg nie. Kan 'n persoon teen die Heilige Gees sondig en dit nie weet nie? Nee, want dit is 'n moedswillige en 'n doelbewuste besluit om jou rug op God te keer.
Kan 'n persoon begeer om gered te word, maar kan nie, omdat hy teen die Gees gesondig het? Nee, vriend. 'n begeerte na bekering dui daarop dat sonde teen die Heilige Gees nog nie gepleeg is nie. Ja, jy mag dalk deur onkunde die stem van die Heilige Gees geïgnoreer het. Maar wanneer jy tot daardie besef kom, jy is verlore, jy het God nodig, dan het jy nog nie die sonde teen die Heilige Gees gepleeg nie. Kan 'n persoon deur die onderskeiding van geeste weet dat iemand die onvergeeflike sonde gepleeg het? Met ander woorde, moet hierdie gawe eers funksioneer, sodat jy kan weet 'n persoon het teen die Heilige Gees gesondig. Het jy 'n spesiale openbaring van God nodig? Nee, jy het nie die gawe nodig nie. Dit is duidelik waarneembaar uit 'n moedswillige weiering om Jesus aan te neem. Die boom word geken aan die vrug wat hy of sy dra. Nou is die vraag, het Jesus dan nie vir alle sondes gesterf nie? Natuurlik, ja, hy het. Die kruis is volkome, dit is genoegsaam vir elke sonde, vir elke rebel, elke mislukking wat jy mag begaan het, elke donker plek in die menslike hart. God se genade reik daarna uit en is seer sekerlik genoeg om die mens wat na hom kom te red, te vergewe en te verlos. Maar luister nou baie mooi. Vergifnis word slegs toegepas op diegene wat hom herken. Diegene wat na hom toe kom net soos wat hulle is. Hulle in sy arms werp en sê, Here, hier is ek, vergewe my, ek het U nodig. Die enigste sonde wat nie vergewe word nie, is die sonde wat 'n mens verhinder om ooit na Jesus te kom, daardie verharding van die hart. Is God se genade beperk? Het dit 'n punt waar dit ophou? Ek stel dit aan jou dat God se genade is onbeperk in omvang. Maar God se genade word nie op jou afgedwing nie. God dwing niemand om gered te word nie. God forceer niemand se hart oop nie. Hy sê in Openbaring, ek staan by die deur en ek klop. As jy oopmaak, dis jou keuse. Wil jy saam met God maaltyd hou? Wil jy sy vrede ervaar? Wil jy sy blydskap ervaar? Sy voorsiening? God se genade is genoeg vir almal. Dit is vrylik beskikbaar, maar word slegs ontvang deur diegene wat hulself oorgee. Die enigste beperking op God se genade is die mens se volgehoue verwerping daarvan. Nou is die vraag, God vergewe tog alle sonde op grond van sy genade? Hoe pas dit dan nou in? Sien, God vergewe alle sonde wat na hom gebring word. Dit is nie dat God nie wil vergewe nie. Dit is dat die mens nie God se genade wil ontvang nie. Die hart van die saak is die volgende. Uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Matteus 12:34. Jesus wys dat die probleem nie die mond is nie, maar dit is die hart, dit is die gesindheid van die hart. Hoe staan die saak dan? Hoe staan die saak? Sal jy na God toe kom net soos wat jy is? Dat jy tot die besef kom, jy is verlore. Jy ontvang daagliks God se voorsiening, sy beskerming. Jy sien wat die Here in mense se lewens doen, maar jy kies om dit te ignoreer. Die Fariseërs
se woord het gewys, die toestand van hulle hart. Dat dit verhard is, hulle oë is verblind, hulle het geweier om raak te sien. Hulle wil nie glo nie. Hulle kies om die Heilige Gees se werking te verdraai en te minag. Ek sien die gevare hierin. Dit is nie God wat ophou om te vergewe nie. Die gevaar is dat die mens wil nie luister nie. Die mens wil nie reageer op die stem van God, van die Here nie. Vriend, dit is wys om na God te luister en daarop te reageer. Vandag staan die Here ook by jou en by my stil en hy praat met ons. Selfs as sy kinders, weet jy, daar is seën aan verbonde om te doen wat God wil hê jy moet doen. Jy ontvang sy guns elke dag. Dit is 'n vreugde om die Here te dien. Is daar uitdagings? Ja, sekerlik. Maar in midde van jou storms is God daar om jou te dra. Ken jy hom? Ken jy hom in al jou weë? Daar is 'n groot waarskuwing. Moenie jou hart verhard teen die uitnodiging van God se stem nie. Moenie die lig sien en kies om in duisternis te wandel nie. Moenie die waarheid hoor en dit verdraai nie. Die groot uitnodiging in hierdie dag is, God se genade is groter as jou sonde. Groter as jou grootste oortreding. Sy vergifnis is dieper as jou grootste mislukkings. Sy liefde is sterker as jou verlede. Ek wil jou uitdaag. As jy nog nie in 'n verhouding met die Here staan nie, moenie hierdie oomblik ignoreer nie. Moenie terwyl jy luister na hierdie boodskap sê, Here, dit is nie vir my nie. Ag, gryp die oomblik aan. Terwyl die Heilige Gees by jou pleit. Jesus het vir jou sondes gesterwe. Hy het vir my sondes gesterwe. Groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe sal neerlê vir ander wat 'n mislukking is nie. Ja, God se liefde reik na jou en na my uit in hierdie oomblik. Kom na Christus, terwyl die Gees jou roep. Kom net soos wat jy is, onvoorwaardelik. En weet jy, vriend, God sê, hy sal die wat na hom toe kom, nooit verwerp nie. As jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om jou te vergewe. Man, jy het nog nie die sonde teen die Heilige Gees gepleeg nie, terwyl jy luister na hierdie boodskap en daar 'n begeerte in jou binneste is om na God te kom. Kom, net soos wat jy is. Ag, mag jy die vrede en die guns van die Here, nie net in hierdie dag nie, maar in die res van jou lewe ervaar. Mag jy aan die einde van jou wedloop voor God staan en die woorde hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vanmôre dat U ons uitnooi, dat ons na U toe kan kom, net soos wat ons is. Nie met ons goeie hoedanighede nie, maar met ons mislukkings, met ons sonde, met ons oortredinge, kan ons na U toe kom, sodat U ons kan vergewe, en ons in 'n verhouding plaas met God die Vader. Daarom wil ek dan bid vir diegene, wat in hierdie oomblik na U toe kom, net soos wat hulle is, en sê, Here Jesus, vergewe my genadiglik asseblief. Here, ek aanvaar dat U aan die kruis vir my sondes gesterf het. Dankie dat U my oortredinge verwyder so ver soos die ooste is van die weste. Dankie, Heer, dat U dit werp in die diepte van die see en nooit meer
daaraan sal dink nie. Dankie Here, dat ek U die koning van my lewe kan maak. Ek erken, Here, dat U bloed vir my sondes gestort is, en dat dit my vrykoop van die straf van die sonde. Ek aanvaar U as die koning van my lewe. Aan U die lof en die eer en die dank van my hart. Dit bid ek in Jesus lieflike naam. Amen. Ag, as jy saam met my hierdie gebed gebid het, is ek so dankbaar om te weet op grond van die woord van die Here, dat as jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, dat God jou vergewe het. Jy is sy kind. Jy is 'n koningskind. Daar is nie meer oordeel wat op jou rus nie. As God jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Mag jy in hierdie week wat voor lê die teenwoordigheid van die Here ervaar. Mag jy sy guns en sy seën geniet. Mag jy en jou huisgesin weet dat God julle onvoorwaardelik liefhet. By hom is die onmoontlike moontlik. Mag daar genesing wees vir jou liggaam. Mag jy ervaar jou beker loop oor van blydskap. Ja, mag jy God se beskerming geniet. Jy moet mooi loop. Vrede vir jou.